Op hierdie episode van Buiten Buskruit is die legendariese Richards Bands, wat 'n Springbok was, en natuurlik my gunstelingsspan, die Blou Bulle, voorgespeel het. My gas op 'n pragtige plek met die naam van Wow Africa Safaris in Zululand. Ons gaan jag van die mooiste bokke op een van die mooiste plase wat in Suid-Afrika bestaan. Ons gaan braai ietsie teen die rivier waar 'n waterval vir ons 'n plek bekoop. Ons hou 'n konsert vir die mense van Vryheid en is 'n heerlike aand. Die vure begroet ons en die sterre knip oog die nag verby. Geniet die episode van Buiten Buskruit. Ek is Armtas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n Mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Die berge is sponsvol gereën in Zululand. Water sypel vrylik uit fonteine uit die koppies en kraanse, oor lowergroen gras en dit verander in drenende riviere wat kolk en maal en in klowe die mooiste aarde insluit. Die wild is roomvet en ons word bederf by Wow Africa Safaris met 'n groot jag. Ek is so 3 weke terug 'n oproep van Adam afgekry om te vra, wil ek bietjie saam met hom Zululand toe kom. Ek het vir hom gesê ek is links voor. Dis pragtig hierso. In die klowe en in die berge is die lodges een na die ander uitgesprei. Die verblyf is eerste klas. Die kos nog beter. Hier by Wow Africa gaan ons bederf word. Afrika drome word gespeel met my aankoms. Kry 'n sappie. Dis heerlik om hier te wees. Ek groet my ou vriend Isak Kirsten en hy sê kom ons gaan sommer dadelik hier in die berg op. Ek het nog nooit 'n rooi roboek in my lewe geskiet. Ons is hier by Madaka Game Ranch saam met Isak Kirsten. Die eerste môre, dit is die mooiste plaas waar ek in my lewe op was. Dis klowe, dis valleie, hier soveel biozones van plante groei. Richard Bands, my gas, is nou nog nie hier so nie. Hy sê dit, hulle is maar stadig. En dis het ons besluit, ons gaan maar uitgaan vanmôre om te kyk of ons ietsie kry. Ek gaan saam met die groot jagter Isak Kirsten homself in die bos stap. Ons klim op 'n bakkie, maar dis nie enige bakkie nie. Ons gaan in 'n Mercedes-Benz jag, manne en dames. Ons sien soveel diere. Dis elande, dis zebras, blou wildebeeste, gensbokke. Die plek is soos 'n wildtuin. Van onder in die kloof af sien ons die ribbelke bo staan. En daar maak ek en Isak die besluit, daai is die rammetjie wat ons gaan jag. Ons gaan op met die berg. Die water sypel uit elke gaatjie uit. Die groot oorstromings van KwaZulu-Natal het 'n week terug hier gebeur. Hierdie plek is sopnat. Die berge is soos 'n spons en die water loop oral uit. Ons kom gelukkig teen die berg op, bo gekom, het die landskap totaal en al verander. Dis asof jy op die Hoëveld jag. Ek sien ons het verby hierdie klipstrukture gery wat jy van gepraat het. Kan jy vir ons 'n bietjie meer vertel oor dit? So, hier was ek in die 90's eerste keer op die plaas gekom het, was hier 'n ou oom wat baie toere en goeters in die omgewing gedoen het van die battlefields en so weer, maar onder andere het hy genoem hierdie spesifieke area. Die gras is baie lank, so is baie moeilik om dit dalk te sien. Maar Shaka Zulu se suster het hiernatoe gevlug. Toe sy het gehoor hy wil sy familielede doodmaak. Want hy het weer gehoor van sy familielede wil hom doodmaak. En hy het hulle begin uitroei en sy het hiernatoe met 400 volgelinge gekom. Die groot rede daarvoor is hierdie plaas se water, die 7 fonteine en 2 riviere wat hier deurloop. So natuurlik kon hulle hier bo in die bokant en soos ons rondbeweeg, sê jy sien my fonteine, meeste van my fonteine kom uit aan die bokant van die berg. Ek sê geoloog nie kan dit nie altyd beskryf en verstaan nie. Die voordeel is in Zululand sit ons met baie tsetse-vliee en perdevliee en so meer. En hulle kon hier bo kom bly waar die tsetse-vliee nou nie plan nie, perdevliee nie plan nie en maar ook het baie gras en baie drinkwater gehad. Hier is ook verskeie van ons koppies
wat die ou boere en die eerste settlers wat hier gekom het in die 18de eeu, dit moes jare geneem het. Strukture van kilometers lank het hulle klippe so hoog gebou en die ou ooms wat hier in die omgewing gebly het my vertel, hulle het hulle perde daar opgejaag in die reenseisoen en perde moes dan daar bly op as 'n plan of bevrek. So hier is ook vrek baie in Nguni tekeninge wat ook dateer in laat 1700s wat ek hoop ek soveel 'n paar kan wys, maar geweldig baie. Ek het al meer as 100 geplot op die plaas waar dis nou maar jong klonge wat die beeste opgepas het en met klippe dan tekeninge gemaak het op die rotse wat vir ewig is. So ja, baie 'n ryk geskiedenis. Hier is ook areas waar die Engelse sekere klipstapels gebou het, maar wat ek julle later sal wys. Ja, ons het 'n volgende gery en by die onderkant die area wat ons streng het en het ons amper 100 mm gehad in die laaste 2 dae voor die lieg gekom het. Ons kaskaars, ek dink ons sal 'n dag nog wag voor ons daar gaan. Toe besluit ons gaan bietjie kyk vir 'n ribbok en ons gaan lekker gaan sit 'n droppie van so 5 gekry op die ander koppie so 2-3 en hier so het ons alleen loper ramp gesien. En ek dink die wind is nou lekker, ons het opgery, ons het so 1 kilometer om te stap. Dan gaan ons oor die kruin beweeg, ons gaan redelik naby om uitkom as hy is waar hy was. So die groot ding is maar net stilte en baie stadig, baie goed is moeilik om te sien. Jy is op hom, jy sien hoe goed jy is as hy opstaan en weghardloop. Maar hier is die plek om laat jag. Ons klim af van die bakkie af en ons begin stap. Hierdie stappie gaan nie maklik wees nie. Dis kraanse af, die klippe is los, alles is nat. Uiteindelik sien ons 'n paar rooi hartbeeste en hulle sien vir ons ook. Hulle begin hardloop, maar tussen hulle is daai einste ribbokrammetjie wat ons nou soek. Hy hardloop reguit op ons af want hy het ons hier gesien en hy gee vir my 'n sekond of 2 om aan te lê. Ek lê aan. Die dag as ek ophou bewe, as ek 'n bok skiet, dis seker die dag wat ek moet ophou jag. Die hart klop soos gewoonlik in my keel. Vat fyn korrel en trek die snel. Hierdie keer is daar geen fout met die skoot en die bok val net daar. Ribbok. Dankie rooi hartbeeste. Yes. Ek gaan net in die gras. Hy het in lekker in die gras gelê en die rooi hartbeeste was aan die regterkant. Dis 'n klomp rooi hartbeeste wat kleintjies het wat hulle wegsteek hierso. Ons is gelukkig. Kyk, hy het hier gestaan toe so vroeg gesien het en ek het vermoed hy het net oorgegaan en gaan lê want die wind waai so hulle gaan soek altyd 'n skuilings weg van die wind af. En ja, dinge het mooi uitgewerk. Die wind is perfek. Rooi hartbeeste het ons gesien, maar langs die kloof afgehardloop en hom opgestoot en daar is hy. Wonderlik, hè? Hoe mooi werk dit uit. 300 Mac. Ja, wat 'n kaliber, hè? Baie lekker om saam met jou te jag. Yes, Isak, is my groot voorreg. Dis is hier in die Here se tuin. Hoorie sommer jou maatskappynaam is nie Wow Africa van nie, want hierdie is Wow Africa. Kyk hoe lyk dit hierso. Nee, baie dankie. Ons is bevoorreg. Die dag as ek ophou dit doen, nee, dan moet ek ophou jag. Sjoe, ons gaan kyk. Wat 'n voorreg. Ons stap nader en ek is bewoe want ek het nog nooit hierdie bok geskiet nie. Ek weet dit is die lekkerste vleis, 'n valribbok het ek al geëet, maar ek nog nooit 'n rooi ribbok geëet. Wel, daar is hy. Yes, hy gaat ons nou. Baie geluk, maar My eerste manlike ribbok. Ja, so 'n wonderlike mooi dier. Dis 'n oomblik van heimwee wat ek kry daar bo op die berg. Regtig iets wat saam met my sal gaan tot die dag wat ek doodgaan. ja, Waitmanshaal, baie dankie. Min mense wat die tradisie ken en is vol so mooi op Buitenbuskruit om hierdie tradisie in Suid-Afrika bietjie bekendstelling of blootstelling te gee. Wat ek wel wil sê is, dis die sagste pelsie. Isak, die enigste skoot wat hy vir ons gegee het is 'n frontal of vol voorste skoot. En 'n 300 hoornmerk is my so fantastiese kaliber. Hy's vinnig, hy's plat.
So daar is die tyd eers vir verstellings maak. Die bok gaan ons nie 'n sekond meer gegee nie. Nee, presies. Ek bedoel hy het oor die rand gekom en dis nie 'n skoot wat ons gereeld vat nie, maar as ons het baie stewige skietstokke, maar jy is naby genoeg, geweer is spot on. So al wat hy hoef te doen is jy moet daai kruishaar daar sit, jy maak jou vinger toe, as jy skrik vir die skoot, dan gaan die bok ook lê. En jy het dit perfek gedoen. Ek kon nie vir jou beter wys as ek nou kyk na die tyd waar is hy in die koutjie geskiet nie. En dit is 'n engine kamer skoot en ons het niks vleis gemors op hierdie bok nie. So baie mooi. Ek dink ons moet daarom een van hierdie ouetjies se flette daar in die rivierloop gaan braai. Ons gaan 'n plan maak verseker. My vriend, wat 'n wonderlike voorreg. Ek verneem ons stadige stip het gearriveer. Ek het gesê die manne luk. Met vleiende vaandels hierso opgedag reg vir die dag om hierdie mooi plaas en sy omgewing te verken. Laaste bok kom in die kraal. Met my aankoms by die lodge word hy verwelkom hierso met 'n lemoensappie. Mooi ou Mattie. Willie, hoe gaan dit? Goed dan met jou. Nee, Baie welkom. Isak Kirsten. Isak, baie dankie dat vir my uitnodiging. Pragtige plek wat jy het. Dankie vir die verskriklike reën wat jy vir ons gebring het. Hierso baie water, die water loop opdraande. Luister, is dit maar altyd so dat ons vir stitte moet wag? Hoe werk dit? Willie, ons is stadig in die blokke, maar ons kom by die doellyn uit, nie nog van 'n tyd. So stadige bulk kom ook in die kraal. Ons het nie al gesien vir die halflyn met die doellyn uit. Ja, verder as dit vat ek maar by tyd. Ek het nou 'n paar bokke gesien, maar hulle is blinkvet. Ja, nee, spekvet. Hy lyk soos ek, speelvarkie. Luister, het jy al gejag? Ek was albei aan City. Man, ons het al 'n bokkie wat raak geskiet. Okay. En ek hoor hierso op die plaas, is daar meer bokke as bosluise. Wel, dis hierdie tyd van die jaar, kom ons gaan So kyk. boys, die winter kom, julle moet kom inpol hierso by Wow Safari. Daar's vir ietsie vir die keeltjie. Baie dankie. Ons weet net Ja, baie dankie. Kerels, kom ons gaan skiet die gewere in. Jag is maar 'n ding van ons Suid-Afrikaners, is in ons bloed en ek het so groot geword. Hoekom het jy begin jag? Waar het gebeur? Kyk, 'n ou moet kies. Daai tyd toe ek rugby gespeel het Volkens gesê that man was made when meat was cheap. Nou dis waar die jag ingekom het, want ou moet dit nie altyd gaan koop het nie. So ou moet maar jag. En jy weet die ou inheemse gesegde van as jy vegetarian is eintlik net 'n mooi naam vir bad hunter. Jy skiet mis. Jy weet so dis maar waar die liefde vir die natuur. As jy lief is vir die bome en die bosse en die meerkatte en die tarantaal en die visante en die patryse en die bokkies en die duikers en die, jy weet dan, dis deel van jou gene, is deel van jou DNA. En dis deel van Afrikaans. Dis deel van Afrikaner. Dis rugby, Chevrolet. Ons ken Leon Schuster se liedjie. Jy weet, en dis jag en biltong in die sak en dis 'n leefstyl. Dis wie ons is en dit is wat ons uniek maak van die res van die wêreld. Absoluut. Luister Richard, jy moet nou vir ons hier op 'n teiken nou skiet. Jy sê jy het baie lank al geskiet. Ek met Bakkies gepraat. Hy sê jy skiet terrible. Ja. Ek weet nie of dit so is. Ja, stem net wat bakkies en jokkies as 'n mond doos. Bakka. Bakke, ek het jou nommer. Maar ek hoor bakkies het so 3 in die buitering gesit. Hy het 3 in die buitering gesit. So ek gaan dit maklik maak. Kan ek net 3 in die boel sit en dan kry ons dit 100%. Ons het vir jou 300 limmerg hierso. Ja. Dis net kyk of jy jou oë nie toemaak voor jy skiet. Ja, so lekker groot T-shooter. Daar's hy. Ja, boys, kom ons kap op. Ons gaan loer daarso. Richard, jy lyk nie soos 'n vegan nie, maar wat het hier gebeur? Dis hoekom ek soos 'n vegan is. Dit was nie in die kol nie. Bad hunter. Bad hunter. Voors daai sit 'n bad. Ek dink is okay vir die eerste keer in 20 jaar. Dit is daai skoot, 3 skote is al 3 hardskote op die afstand wat ons nou geskiet het. Dit is nie eintlik die regte teiken wat ons vir die afstand moes gehad het en ek wil dit nie vir jou sê nie, maar ja, dit Was ek 'n groter daai is eintlik die boel. Daai is eintlik die boel. So jy het albei in die boel. Dit nou maar. Dis ook, dankie. Baie plesier. Ja, sê kom dat ek laat gekom het. Doe ek weet nie. Kom ons kyk. Hoe later jy kom, kleiner word die boel. Sê die boys sorry, gaan die kat maak hier vandag skiet hier Maar die whiskies word groter. Baie dankie boel. Dankie. So Adam. Ja. Ons het gesien hier's 'n paar egos wat ons moet bietjie demp. En jy het gesê hulle was so 'n klein nou skietkompetisie. So ons vat gou hierdie gongs.
Ons gaan op die eerste een is 200 meter. En as jy hom raak slaan, dan kwalifiseer jy vir die volgende ronde, Okay. wat so 260 is. Okay. Maar jy skiet net een keer en dan sal ons Ek het self klaar bewys. so jy moet hom eers raak skiet. As jy hom mis, dan hoef Richard te skiet. Maar as jy hom raak skiet, dan moet Richard die volgende ronde vat. Ek mag nie op kamera praat van my gisterskoot nie, nee. So dit tel nie. Nee. Af. Ja, maar hy was mooi geweest, maar okay. Okay, ek kwalifiseer daaroor is ek bitter dankbaar. Wat? Oh, nou is die gala aan. With the guns is what it is. Dis vir my te erg hierdie. Hierdie is heeltemal te erg. Ek gaan visvang, hier's bass in die rivier hoor ek. Oh, nee. So Richard, ons is even. Iewers. Dan gaan kyk of die geweer ingestel is. Asseblief wys vir ons net wat. And ringing the bell op 300. Dis nou my maat Richard Band se beurt om te gaan jag. Luister, die man het 'n bietjie van 'n knieg, hy was immers 'n gladiator vir meeste van sy lewe. So daar sal beserings wees. So hy het gesê loop is nou nie sy ding nie, maar hy gaan bietjie 4x4 aansit want hier is 'n blou wildebees met sy naal. Deur die pragtigste kloof is ons deur met die bakkie op. Onder in die donga was daar 'n trop van blou wildebeeste stilgehou. Richard, toe ons hoor hy koppie kom, het gesien hier in die onderkant van naby die donga is 'n paar blou wildebeeste is te ver gewees om te sien wat hulle is, maar dis naby ons gekom van nou af. Ek probeer om in die donga te kom. As ons sien, dan gaan ons afloop in die donga. Weet jy te seer knie, hulle stadig vat. Kyk of ons naby kom en dan doen jy soos wat jy op die eerste gong gedoen het. As my knie seer raak, gaan ek sommer van hier af begin leopard krol. Hoekom is jou knie seer? Man vra vir bakkies. Dis 'n lang storie vanaand vir die braaivleisvuur. Bakkies het baie opponente seer gemaak, maar baie van sy eie manne ook. Hou knie gou, kom ons gaan skiet Hou op. nie gou, kom ons gaan. Nader gestap, bekruip onder deur die bosse. Sy skietstok opgesit. By die groot bil op die linkerkant gewys, aangelê. ...400 meter skoot. Skoot geklap. Weer die blad. Gelaai. Na die skoot getrek is ons deur, gaan soek na die bloed. Weet jy, hoe jy gevoel? Dit is lekker. Lekker om bloed te trek. Luister, die skoot het reg gelyk, die skoot het reg geklink. Hy het gehardloop toe agter hy ander trop aan. Dis 'n baie ry bos hier aan die ander kant. Maar dit vir my geklink of hy val. Daar het iets gebreek hier. Deur my verkyk het dit alles vir my mooi gelyk. So ons gaan loop. Ons moet net so deur 'n rye bos kom en dan 'n redelike oop area daar aan die ander kant. So kom ons vat hom met stadig tot deur die bos. As ons deur die bos is, gaan ons sien as hy nie daar lê nie. Oef. Hier gaan ek my hoed opvreet, maar ja. Dis vir jou leer hoe. So 'n paar tree verder het die blou wildebees net daar so gelê. Daar lê hy. Baie dankie. Daar lê hy. Mooi my ou maat. Daar's hy. Bitter baie geluk. Thanks my man. Nou ons het 'n tradisie Ja, op buitenbuskruit wat ons noem Weidmannsheil. daar's hy. Nou, ons leen dit by die Duitsers en Duitsers het 'n baie eerbare tradisie as dit kom by jag. En wat ons doen is, jy sit 'n takkie in jou bok se mond, sy laaste maaltyd. Jy sit 'n takkie op jou bok se wond. Om jammer te sê, die laaste takkie sit ek in jou hoed.
Dan groet ons mekaar met die woorde, ek sê vir jou Whiteman's Isle, jy sê vir my Whiteman's Danker, dit beteken jy is 'n eerbare jagters. O, is 'n mooi ou bul. Isak, wat skat hierdie horings? Ja, is ek so 26. En ons het oorspronklik nie hierdie bil eers raak gesien nie. Dit was hy een op die punt. Jy skoot my nou aan die agterkant wees. Hoe is die patroon? Aan die ander kant. Ja, baie mooi Richard. Baie dankie baie. Gedaan. Dankie. Tsa, Billy, daar sê. my mooi. Adam my voorgestel in die tradisie van Whiteman's Isle, waar jy die respek aan die dier betoon, waar jy 'n grasie in sy mond sit, 'n grasie op die wond sit, 'n grasie vat en aan jou hoed sit. Tradisie wat ek nie geken het nie, en dis absoluut die respek van die natuur wat daar buite is. Whiteman's Isle. Whiteman's dank. Groot Baie dankie, baie dankie Isak. Baie dankie. Daai aan by die lodge word ons bederf toe Chef Edgar vir ons van my ribbok gaar maak en hy maak die heerlikste curry met 'n roti wat ons saam geëet het, want dit is immers Natal en daar is natuurlike tradisies van Indiese kookkuns hier in hierdie wêreld. Ons was voorwaar bederf en ek kan nou vir julle sê, maak moeite en gaan soek vir jou ribbok van die lekkerste wildsvleis wat jy in die natuur sal kry. Omdat Bloedrivier so naby in hierdie plaas is, het Isak besluit om ons te gaan wys. Hierdie is 'n groot deel van my geskiedenis. Ek is 'n Afrikaner boer, hier gebore en as gevolg van hierdie mense wat daai dag op die 16de Desember geveg het, is ek en jy vandag hierso. Yes, Isak. Hierdie is vir my 'n groot, ek is tranerig om hier te wees. Ek was nog nooit by Bloedrivier nie en vanaand op jou plaas hou ons konsert en ek gaan die gelofte sing. Toe bring jy my hiernatoe. Nou as 'n boer in Murgenbeen het hierdie plek my siel gepraat. Wat beteken dit vir jou hier? Weet jy, Aram, ek is ek loop al 'n lang pad met kultuur en so 'n klomp jare terug as ek op die direksie ook hier gewees by Bloedrivier en daai video wat ons gekyk het, ek dink ek het dit al seker 50 keer plus gekyk en elke keer wat ek kyk dan moet jy weer huil. Ja. Vooraf. Dit doen dit iets aan jou. En dit wys vir jou as die boere die hier staan gemaak, die weet ons nie waar sou ons gewees het as Afrikaners in hierdie gedeelte van Suid-Afrika en uit die aard van die saak die gelofte aan die Here en baie mense en politici daar buitekant wil dit toe verf met alle ander name en dit laat van goed. So vir my is dit een van daai plekke wat jy moet jou kinders een keer bring. As ons daai gelofte kan nakom, is ons as 'n nasie net soveel beter daarna toe. Jy maak jy belofte aan God en draai jou reg dan daarop nie. En ek dink baie keer is dit dalk hoekom ons so baie probleme partykeer het, jy weet, mense vergeet van die goeders. Absoluut. Maar ja, hier staan ons by die klipstafel is in 1866 het hom gepak. Sê maar rondom 50 jaar nadat die oorspronklike slag van Bloedrivier plaasgevind het. 'n Klomp boere wat aan die slag deelgeneem het hier toe gekom, ek dink met omtrent 50 waans en daar was Zulu ook gewees wat ook aan die slag bygewoon het en hulle almal het hier gekom kamp en saamgestem, hierdie was die middelpunt en toe is die klipstafel hier gemaak. Ja. En ja, van daar af doen ons die gelofte. Ja, dis 'n toe ek hier instap, daar's definitief 'n ander gevoel wat jy kry hierso. Is 'n heilige plek. En ek en my familie sal die gelofte doen vir solank as wat ek leef en ek hoop my kind sal dit oordra aan hare. En dat ons dit voldoen en volhou in ons beloftes. 100%. Isak nooi vir my en Richard na sy huis toe, waar hy ons gaan bederf met 'n lekker staanerib en groente natuurlik vanaf sy eie lande. Hier gaan ek die manne bietjie nader leer ken. Vanaand se kos gaan nie net vleis wees nie, gaan bietjie groente ook by wees, maar op 'n plaas waar hulle dit self doen. Is dit nie te versmaai nie. Sal hy saam met Isak gaan kyk die mooiste landerye en hy vertel ons van die vloede wat hier was en hoe duur dit om te staan gekom het op die einde van die dag. Maar wat 'n pragtige plek, weer eens verander die landskap. Dis sitrusbome, dis groente, wat 'n ongelooflike plaas. Isak het ons nou gebring na 'n deel van sy plaas wat totaal en al iets anders is. Hierso is sitrus, narkies, lemoene, die soetste lemoene wat ons nog geëet het. Hier's damme, hierso is landerye met groente in, koolkoppe.
Ek kan nie dink dat op een plek soveel verskillende, hoe sal mense dit noem, biosfere is van plante groei nie. Isak besluit ons stop sommer en ons gaan ons eie spinasie en koolplik vir vanaand se disse. Ek is nogals redelik opgewonde om te sien wat hier gaan gebeur. Ek weet hy kan vleis maak, maar nou moet hy vir vegetariërs ook kos gee. Ek weet nie hoe dit werk nie. Slaap hulle apart of ek weet nie. Ons is hier in 'n koel land, maar vertel my, hier was baie reën. Ek sê ek het nog nie so iets in my lewe gesien nie. Ek dink ek het in Wes-Transvaal groot geword en ek onthou toe ek 'n klein laaitjie was, het dit een keer vir so 10 dae aan mekaar gereën en dit is nou vir die eerste keer wat ons dieselfde ervaring het. En ja, ons het ongelukkig baie skade gehad vanjaar. Hierdie is nou na die geweldige reën wat ons in November, Desember, Januarie gehad het, ons weer geplant en van my goeders het weer versuip nou vir die tweede keer. Maar ons het daarom sekere areas wat goed dreineer en hierdie lyk my hulle gaan dit deurmaak na al hierdie reëns en dis maar enigiets om in die moeilike tye te oorleef. So dis een voordeel, ons het spinasie en eie en kool en beet en wortels en pampoen en Al die dinge is vars hier op die plaas en dit wat ons kan uitkry wat nie versuip het nie, dit gaan ons eet vanaand. uit die perd se bek. Op 'n plaas wat soveel biozones het van plante groei, het ons nie gedink ons kan mooier sien nie. Maar Isak Kirsten het 'n troefkaart in sy sak vir ons. Hy ry met ons na 'n waterval onder in die plaas. Met al hierdie reën loop die water iets verskrikliks. En daar word ons weer eens bederf, hierdie keer met 'n zebrafilip. Dis blykbaar 'n waterval hier onder en ons gaan 'n kosinsetsel doen en dis hoekom daar skilpadtepel natuurlik is. Maar kyk hier. Pragtige kloof wat ons af is met die ritmiek van my bietjie 4x4 op party plekke. Beautiful waterval onder het hulle strandjie waar daar sand is, vir ons mooi gelyk gemaak, 'n braaiertjie daar opgesit. Zebrafilip vir die eerste keer in my lewe geëet. 'n Lekker worsie, een van skilpadtepel, 'n jenevertjies daarso geneem en net 'n awesome dag in die canyon gehad. Daar's nie 'n ander woord daarvoor nie. Dit was net een van die beste dae in my lewe. Luister, ons is al menigte keer op Buitenbuskruit baie bederf. Maar heerlike kos en Edgar wat hier langs my staan het gisteraan vir ons van my rooi ribbok 'n curry gemaak uit die nate uit. Nou bring hulle ons na hierdie waterval in 'n kloof toe. Edgar, my maat, baie welkom. Dankie. Dankie vir gisteraan se kos, dit was fantasties. Wat gaan jy vandag vir ons maak hier by die waterval? Ek het 'n bietjie prime-out boerewors, want ek gaan vir ons bietjie braai en dan het ek 'n bietjie van 'n zebrafilip. 'n Zebrafilip? Ja. Nee, maar zebras is donkie, wat? Nee, dis glad nie donkie. Trust my, dit gaan die beste wees. Die beste? Ja. Okay, maar sê vir my, wat het jy met hom gedoen voordat hy Ek nog het gaar 'n gemaak? bietjie mosterd op hom gesit, swart peper, sout en dis al. Dis dit. Dis dit. En is hy verouderd? Ja, hy is klaar verouder. So hy is klaar 21 dae verouder, so hy is 100% hy's reg om te eet. My broer, as hierdie enigstens was soos jou curry van gisterand, kan nie wag nie. Dit gaan so. Ons gaan nou 'n skilpadtepeltjie drink. Daar sê. Chef, thanks Edgar. Dis dit. Van al die plekke waar ek al 'n vleisie geproe het in die wêreld is hierdie lag die mooiste, Isak. Baie dankie. My besier. Maar Edgar het nou vir ons 'n zebra gemaak. Het jy al ooit zebra geëet? Nog nooit. Nie gaat hy. Isak, kom vat. Vrek lekker. Dit is ongelooflik. Doepsak. As jy ooit deur Vryheid ry, Isak het 'n Wow Africa slaghuis daar, is nog 'n slaghuis in die dorp. Besoek hulle gerus om 'n derfie familie met regtig lekker bulsvleis en boek sommer in op die plaas. Ek belowe jy gaan nie spyt wees. Isak, ek het 'n regtig bevoorregte lewe gehad al om meeste van Suid-Afrika se plase te gaan sien en van die mooiste plekke. Maar hierdie moet van my af wat nou al so baie gesien het. 'n Ongelooflike stuk grond. Ek het dit nog nooit beleef nie. Baie dankie vir die voorreg dat ons by Wow Africa kon
kom jag het. Party van ons beter as ander. Baie geluk bands met jou pragtige skoot. Richard, dit was vir my regtig 'n voorreg om jou op hierdie jag te hê. Ons het mekaar nou leer ken en jy is elke stukkie goud werd wat die mense gesê het jy's 'n grapgat en 'n man wat lekker kuier. Ja, Maar jy's ook 'n man vir wie ek baie respek het want dankie. ek het vir jou gekyk op TV hoeveel keer want ek is die grootste boubil ooit. En Jy's 'n goeie mens. ek is goeie mens. Goeie mens. En ek is natuurlik 'n Springbok ondersteuner en jy was beide gewees in jou lewe. Waar het jou rugby loopbaan begin? Klein dorpie groot geword, Maritsani, dis daar in die Noordwes. Daar sou die papierdoringkies en die dubbeltjies moes ons eers van die veld afhaal, nog met 'n ou asbaan om hom. En dis waar ons rugby gespeel het en dit was die rugby in die platteland. En dis waar ons geleer het. 'n Klein skooltjie, daar was 50 kinders in die skool gewees. So ek was graad 1 en ek was hakker en my twee stutte was daar 5 gewees. En dis waar ons liefde vir rugby maar begin het. En ek sal nooit vergeet nie, die eerste wedstryd dat ons sou speel was teen 'n ander klein plaaskooltjie met naam van Nooit Gedag. En ek kom baie opgewonde by my pa en ek sê, pa, ons speel ons eerste game. En hy sê, die wie speel julle? Ek sê, ek is nie doodseker nie, maar ek dink is die WP. En dis waar my rugby begin het. Klein skooltjie en van daar af Hoërskool Lichtenburg toe. Ons het onder 15 in 'n eerste span gehad wat direkteurstrofee finaal gespeel het daai jaar in 88 en gewen het. Van daar af was ek weermag toe, SA Magte gespeel. En van daar af was ek plaaslik, moes gaan boer het. En my Viking Rugby Club daarso gespeel. Van daar af Vrystaat toe gegaan. In die laat 98s. En 99 Bulle toe geskuif en van 2000 af toe nou by die Bulle. 2001 Vodacom Cup gewen, 2002 Curriebeeker, 2003 Wêreldbeker, 2004 nog 'n Curriebeeker. So ou was regtig bevoorreg, maar dis harde werk. Rugby was goed vir my, ek was baie geseënd en ek was dankbaar. Maar hard work always beats talent, except when talent works hard. Dit is feite, Seker een van jou grootste oomblikke wat ons almal op TV gesien het. Daai 3 en dit was op 800 meter, dis nie op 400 meter soos die skoot nie. Jy het seker 800 of 'n kilo gehardloop op daai 3 te doen. Ja, kyk, elke jaar word hy so 10 tree langer, so ons is nou op 100 meter. Vertel my 'n bietjie meer daarvan, hoe voel dit om Nieu-Seeland op hulle moer te gee? Dit was maar net een van daai, met 'n groot pel vir my sê life is about timing. Op die regte tyd, op die regte plek. En natuurlik weet ons, skeieregters het maar 'n ego. Hy sal nooit die vletjie blaas wat hy sê hy was in die pad nie. So ons weet altyd die gap is na waar die skeieregter staan. So as jy naby aan hom verby hardloop, sal die gap altyd daar wees. Hy sal nooit die vletjie blaas om te sê hy was in die pad gewees. En ek het net die crashball gehardloop en Joos het my gesien, die absolute legende wat hy was. En hy het my net in die gat gejol en volspoed vir 'n slag. En ek is deur en Carlos was daar en ek het nog gekyk wie's daar vir wie kan pas en toe is daar niemand nie. Jy weet ek het tot vir Cappy agtergelos. Joos dit kon nie byhou nie. En ek het net gesien hier sê dis net een van daai jy weet vir Carlos afgestamp en rieme neergelê in die hoek en jy weet dit was regtig dit was een van die hoogste punte in my lewe. Manne, ons sluit 'n epiese en wonderlike jag af in Zululand by Wow Africa Safaris. Ek wil vir julle beide dankie sê. Isak, bitter dankie vir jou gasvryheid. Mr. Band. Baie dankie. Isak, baie dankie.